Voedselproduksie, jaar 1, kwartaal 2, leerpapier. Eerstens kyk ons na wat is 'n verbruiker. 'n Verbruiker is 'n persoon wat 'n produk of diens vir persoonlike gebruik koop. Dit is ek en jy elke dag. Ons is elke dag besig om 'n produk te koop of te gebruik, of 'n diens te koop of te gebruik. Dan is dit belangrik om te weet wat is die verskil tussen 'n behoefte en 'n begeerte. 'n Behoefte is iets wat jy nodig het en jy kan nie daarsonder lewe nie. So dis noodsaaklik vir oorlewing. Dis byvoorbeeld suurstof of water of klere. 'n Begeerte is iets wat jy graag wil hê, maar nie noodsaaklik is vir oorlewing nie. Dit is soos jou Adidas takkies wat jy graag wil hê, maar as jy dit nie kry nie, gaan jy nie noodwendig doodgaan of iets oorkom nie. Dan is dit belangrik om te kyk na persoonlike higiëne. Persoonlike higiëne is gewoontes wat elke persoon elke dag moet herhaal om hom of haar skoon en gesond te hou. Dit is soos om jou hare te kam of te was, elke dag te stort of te bad, jou hande te was wanneer jy met iets werk of wanneer jy klaar by die badkamer was, en ook om jou naels kort te hou. Dan is ons by 'n gebalanseerde leefstyl. Wanneer ons persoonlike higiëne mooi en reg hou, kan ons ook fokus op 'n gebalanseerde leefstyl. Dit is belangrik om van verskeidenheid voedselsoorte te eet. Onthou ons het gekyk na die voedselpiramide, en daar wys hy die verskeidenheid voedselsoorte wat jy kry en waarvan jy moet eet. Wees aktief, drink baie skoon en veilige water, eet elke dag baie groente en vrugte, onthou dit help met immuniteit teen siektes, beperk voedsel en drankies met suiker en moenie dit tussen maaltye gebruik nie, en ook as jy alkohol drink, drink dit oordeelkundig. Dis veral belangrik dat ons nie op julle ouderdom dit enigstens moet gebruik nie. Dan kyk ons na die verskillende voedselgroepe, soos wat ons geleer het toe ons die voedselpiramide behandel het. Heel boonste driehoekie was vette en olies. Dit is iets soos botter, margarien, olie en sjokolade. Ons kan ook koekies of koek daarbey insluit. Dit gee jou liggaam energie en dit help om jou warm te hou. Dit word ook gestoor as vet, wat 'n beskermende laagie om jou organe maak. Dan het ons proteïene, dis jou vleis, jou hoender, jou eiers, ons kan ook vis daarby sit. Hy gee die liggaam krag en is belangrik vir die ontwikkeling van jou spiere. Dit bou en herstel die liggaam se weefsels en ook die gewone spiere en bene. Suiwel is jou melk, kaas, jogurt en dit help om die bene en die tande sterk te maak en te bou. Dan het ons vitamiene en minerale, dit kom voor in vrugte en groente en dit hou die liggaam gesond en dit versterk die immuunstelsel. Die immuunstelsel is daar om te veg teen al die kieme wat daar buite is. Dit verseker normale groei en ontwikkeling. En dan kry ons koolhidrate wat die onderste deel van jou piramide is, waarvan jy die meeste moet inneem. Dit is soos jou stysel en vesel, soos rys, pasta en brood. Dit gee aan die liggaam energie en die vesel help ook om 'n oop lyf te hê en hartlywigheid te voorkom. Dan iets waarop ons baie gefokus het in die klas, kombuishigiëne, is belangrik dat ons hierdie reëls volg. As jy iets gemors het, vee of mop dit met seepwater. Enigiets wat gemors het, onmiddellik maak jy dit skoon. Ons vee dit nie op met enigiets anders as die mop nie, en ook ons los dit nie daar vir die hond om dit te kom lek nie. Dan lappe, ons gebruik skoon kombuislappe en vatdoeke en ons vervang hulle gereeld. Dit mag dalk nie sleg ruik nie, maar die bakterieë is mal oor 'n klam en vuil vatdoek en hulle sal maklik daar groei. Dan kan ons dit blyk, soos met Jik, om vlekke te verwyder en ook die bakterieë dood te maak. Belangrik, ons gebruik nie 'n vatdoek om die vloer mee skoon te maak nie. Onthou met die prakties, het ons elke keer 'n skoon lap gebruik, en as ons klaar is, het ons hom in die emmer gegooi, sodat hy gewas kan word. Dan kyk ons na ons kombuisgerei.
Dis nou jou toerusting waarmee ons gewerk het. Ons het elke keer met skoon toerusting gewerk en dit gewas as ons klaar is. Skoonmaakmiddels hou alle reinigingsmiddels weg van voedsel, drinkgoed en kinders en stoor dit op 'n veilige plek. En dan die voedselberging, ons bære al ons bestanddele in skoon droë houers. En dan het ons baie met hierdie een ook gewerk. As ek vir jou 'n prentjie gee van 'n kombuis waar daar seker goed nie reg is nie, moet jy dit kan uitwys en ook vir my in volsinne kan verduidelik wat verkeerd is. So die eerste plek, maak seker die vloer is skoon, geen water of items waaroor 'n mens kan val en struikel nie. Geen potte en panne se handvatsels moet oor die kant van die toonbank of die stoof hang nie, want dit kan afgestamp word. Dan die kombuis skoonmaakmiddels of medisyne moet in die kas weggepak en toegesluit word. Elektriese koorde moet netjies agter die apparaat wees, niks wat oor die toonbank hang of in die pad is van iets wat op die toonbank besig is om te gebeur nie. Geen rook in die kombuis nie, ons moet toeskoene dra, hare moet ten alle tye uit jou gesig uit wees, verkieslik in 'n haarnet op jou kop. Dan messe en skerp voorwerpe moet buite die bereik van kinders wees en nie naby die kant van die toonbank nie, want onthou as hulle hom aftrek kan hy hulle baie seer maak. Enige apparaat, bekers of borde moenie naby die kant van die toonbank staan nie, want as dit afval en breek kan mens maklik daarin trap. En dan kasdeure moet so ver moontlik toegemaak word. Dan kyk ons na die noodhulp. As iemand in die kombuis seer kry, is dit belangrik om kalm te bly. Almal kan nie gelyk hierdie persoon help nie. Ons kan byvoorbeeld een vra om te gaan hulp soek, een persoon bly by die persoon wat seer gekry het en die res moet almal net kalm bly. Wanneer daar 'n wond is wat bloei, is dit belangrik om weggooibare handskoene te dra. En dan moet ons die bloeding dadelik of so vinnig as moontlik stop deur drukking daarop toe te pas. En dan is dit belangrik om te weet hoe die Heimlich manoeuvre werk wanneer iemand verstik. En dan staan iemand agter die persoon wat verstik. Jy plaas jou arms om die persoon se middel en dan laat jy die persoon effens vorentoe buig. Maak 'n vuis met jou een hand en plaas dit bo die persoon se naaltjie. Maak jou ander hand bo op jou vuis en dan druk jy jou hande in en opwaarts in die persoon se maag in. So hou jy dan aan totdat dit wat die persoon aan verstik het uitkom. Dan belangrik, hoe meet ons bestanddele af en wat gebruik ons daarvoor? Die maatkoppie word gebruik om groter hoeveelhede af te meet, soos 125 ml meel of 250 ml suiker. Die maatlepeltjie word gebruik vir kleiner hoeveelhede, soos 5 ml bakpoeier of 15 ml olie. Die maatbeker is vir groter hoeveelhede vloeistof, soos 500 ml water of 1 liter melk. Dan die droë bestanddele. As jy iets meet soos meel, bakpoeier of suiker, onthou ons het baie gewerk met hierdie toe ons prakties gedoen het, ons gaan dit nie in die koppie of die meetlepeltjie indruk nie, want dan is dit meer as 'n koppie of dit wat jy moes meet. Ons skraap dit dan ook af met die agterkant van 'n tafelmes. Hoekom moet ons bestanddele sif? In die eerste plek om die klonte te verwyder, dan ook om lug in te korporeer of dit bietjie ligter te maak, dan ook onsuiverhede te verwyder. As daar iewers 'n insek of 'n miet of iets wat binne in die meel was of in die bakpoeier was, om dit te verwyder. En dan ook om al die bestanddele saam te meng. Die vloeistowwe afmeet het ons baie geoefen in die klas. Onthou, is belangrik om af te buig op ooghoogte te kyk, sodat jy reg en akkuraat meet. Jy moet ook weet wat is die verskil en watter een is die regte en die verkeerde manier om te meet. Dan, ons snyapparaat, is belangrik om te weet wat is die verskil tussen 'n groentemes, 'n koksmes en 'n broodmes. Die groentemes word gebruik vir die sny en die skil van groente, is 'n kleiner mesie. Die koksmes is vir die sny en kap van vleis en groente, is 'n lekker groter mes. En dan die broodmes sny ons brood mee en uit riffels aan die onderkant om te help. Dan ons afkortings wanneer ons resepte lees. Die G staan vir gram, KG staan vir kilogram, ML is milliliter en die L is liter.
Baie sterkte en lekker leer.